Goeienaand, landsgenote, mede-refugees en aspirant-refugees, Engelse, Afrikaners, enige minderheidsgroepe wat in dieselfde bootjie is. Goeienaand, welkom, ek hoop dit gaan goed met almal. Ek is eintlik opgewonde om 'n paar interessanthede met julle almal te deel vanaand. Eerstens, 'n baie interessante en terselfdertyd amusante brokkie nuus wat sopas gebreek het vanmiddag. Ek weet nie of julle ook inteken op Professor G se kanaal nie. Ek sal die link in die description post vir almal. Hy het 'n artikel geplaas waarin hy vertel hoe dit vandag in Amerika gebreek het, dat die Trump-administrasie dit bespreek om die Trump biography, dit is 'n book for children, spesifiek om kinders te educate oor wie president Trump is, sy geskiedenis, die Republikeine, eenvoudige biografie, wat politiek vir kinders baie eenvoudig verduidelik, en natuurlik meer vertel oor wie president Trump is, waar hy vandaan kom, ensovoorts. En hulle beplan blykbaar om dit as deel van 'n spesiale welcome pack bymekaar te sit vir Afrikaner kinders wat as refugees in Amerika aankom. Ek het gedink dit is 'n baie oulike idee. Professor G sê die lefties en die media in Amerika het 'n meltdown daaroor. Want hoe durf hy die Afrikaner kinders indoktrineer wanneer hulle aanland? So hoe dit ook al sê, volg gerus die kanaal en die nuusbrokkie. Hy het ook die bronne van daardie nuusbrokkie in sy eie video ook gelys. So as julle die link volg wat ek gaan post na sy kanaal toe, kan julle die post kyk en dan het hy ook in sy description die bronne van die nuusbrokkie. So dis baie interessant en ek dink dis baie oulik. Dan lees ek vir ons almal vanaand 'n baie pragtige, kosbare gedeelte wat ek ontdek het vandag. Ek het dit op een van my WhatsApp groepe gekry. Ek het dit 'n paar dae gelede al gekry en dit net nooit gelees nie. En toe ek dit vandag ontdek, toe dink ek, ja, die Here se tydsberekening is altyd perfek, want miskien op die tyd en dag wat die boodskap in 'n mens se inbox kom, het jy dit nie so nodig as die dag en tyd wat jy dit ontdek nie, want dan is die grond ryp vir die saad wat gesaai word. So ek hoop dit beteken vir julle so baie soos wat dit vandag vir my beteken het, en dat julle die boodskap daarin ook sal vind. Dis 'n gedeelte van Juanita Grobler. Daar kom 'n punt waar jou gees net moeg raak om die lewe met 'n wurggreep vas te hou. Jy hou jou herinneringe vas soos skerwe glas. Druk pyn in jou eie vel in, net om te bewys jy het nog beheer. Jou hande weet hoe om aan vrees vas te klou, soos 'n kind wat stukkies gister vashou, asof die verlede jou van môre kan beskerm. Jy het geleer om teleurstelling op te gaar, om ou wonde soos mure op te stapel, om te glo veiligheid beteken dat niks ooit verander nie. Maar die koninkryk woon nie in geklemde hande of gebalde vuiste nie. Die wonders waarna jy verlang is te wyd vir vingers om in te hok. Genade onderhandel nie met 'n stywe greep nie. Hy sal nie nuwe wyn uitgiet in houers wat weier om te breek nie. God staan voor jou, soos 'n vader wat wag dat 'n bewerige kind die stikkende speelding laat gaan,
sodat hy iets heel nuut in die plek daarvan kan gee. Hy weet oorgawe voel vir ons soos verlies. Hy weet vertroue voel soms soos 'n sprong oor die rand sonder 'n waarborg dat jy sal vlieg. Hy weet jou vuiste het gewoond geraak daaraan, dat om te laat gaan, soos die dood kan voel. Maar kosbare mens, die opstanding kom nooit sonder 'n begrafnis nie. Maak jou vingers oop, laat vrees deur die krake glip. Laat teleurstelling val soos winterblare. Laat die afgod van sekerheid by jou voete verbrokkel. God kan nie vul wat jy weier om te ontvang nie. Hy kan nie nuwe krag gee waar jou hande nog jou ou wonde beskerm nie. Hy kan die beloftes plant waar jy die as van wat nooit gebloei het, vasgryp nie. Maak jou hande oop, lig jou handpalms hemel toe, soos die grond wat reën begeer. Laat gaan, God wil jou gevul hê, en die gawes wat hy bring, vra ruimte. Vrede wat soos warm lig in die bors sit. Vreugde wat nie verskoning vra, omdat dit bestaan nie. Voorsiening wat soos manna op hongerdae smaak. Liefde wat nie terugdeins wanneer jy bewe nie. Jy verloor nie, jy maak plek. Jy val nie uitmekaar nie, jy maak oop. En wanneer jou hande hulle laaste verdediging laat vaar, sal jy leer wat vertroue werklik is. Die heilige kuns om aan niks vas te klou nie, sodat God vir jou alles kan gee. Maak los jou hande. God kan nie oorvloed uitstort in 'n greep wat nog aan gister vashou nie. Dit was vir my vandag baie spesiaal en ek het gedink dis ook in ons omstandighede vir ons baie gepas. Die lyntjie wat my getref het, is die lyntjie wat sê, laat die afgod van sekerheid by jou voete verbrokkel. En ek moet erken, sekerheid is my afgod, want ek wil altyd waarborge hê, ek wil altyd 'n plan A, B, C en D hê. En as 'n mens met God deel, dan hoef jy nie versekering te hê nie. Jy hoef nie waarborge te hê nie. Want niks wat hy gaan toelaat in jou lewe, bedoel hy om jou te na te kom nie. Dis net tot jou voordeel. Dan het ek vandag 'n wonderlike kanaal ontdek op YouTube, Author Courtney Daly. Sy is 'n skrywer en 'n YouTuber van Tennessee in Amerika, en ek het haar audioboek ontdek, nadat ek eers na 'n paar van haar shorts gekyk het. Ek gaan tog die link wat ek met julle ook wil deel na een van haar shorts toe, gaan ek ook in die description box sit. Ek dink as julle eers op haar kanaal is, dan kan julle na haar playlists en so aan kyk. Maar sy het 'n short daar wat sê, Is God asking you to do something scary? En ek dink dit is die boodskap van vandag. Al ons vrese, ons wil versekering hê, ons wil waarborge hê. En dit is menslik, en ek is seker die Here blameer ons nie. Ons is net mense. Ons is ook bang vir die toekoms, die onbekende. Ons weet nie wat voor lê nie. En 'n mens het al mos 'n paar keer om die blok gehardloop al in die lewe en teleurstellings gehad. En ons is huiwerig om iets net op face value te aanvaar. Maar ek wil almal vanaand bemoedig, omdat ek dit eers self my eie gemaak het vandag. Dat ons blindelings op die Here kan vertrou, want hy is ons Vader en hy is ons voorsiener. En as hy vir ons hierdie pad gemaak het, soos wat ek gisteraand gepraat het oor
King Cyrus, as hy vir ons 'n Cyrus voorsien het, om die vyand se greep op ons te verbreek. Cyrus het die Efrates rivier opgedroog, sodat sy manne die stad kon inval, waar die Babiloniërs die Israeliete gevange gehou het. As die Here duisende jare gelede op so 'n wonderbaarlike manier kon voorsien hy steeds vir ons vandag, net in 'n president Trump, wat vir ons 'n refugee-program aanbied. En ja, dis scary, want dis onbekend, en daar's soveel aanslae en teenslae, want dis ongehoord. Niemand het nog ooit van so iets gehoor nie. Wie word as refugees uit hulle eie land uit verskeep? Op 'n uitnodiging. Ons het nie eers nodig om aansoek te doen nie, ons het 'n uitnodiging ontvang. Dis net die Here wat so 'n wonderwerk kan doen. So ek wil julle tog bemoedig, kyk gerus na Courtney Daly se short, Is God Asking You to Do Something Scary? En terwyl ek toe nou deur haar kanaal werk, toe kom ek af op haar audioboek, God Stories. Sy het dit geskryf nadat sy laas jaar betrokke geraak het by opruimingsprojekte nadat Hurricane Helene Amerika getref het. Daar was mos 'n paar state wat erg geaffekteer was, Tennessee en North Carolina en Georgia. En ja, sy was daarbey betrokke gewees. En in haar inleiding sê sy, daar was soveel wonderbaarlike wonderwerke wat op 'n daaglikse en uurlikse basis gebeur het, dat sy dit gerekord het. Sy het haar notas en goed en video's gerekord en toe 'n boek geskryf, God Stories. En haar audioboek is 100% gratis op haar kanaal. Ek gaan die link ook vir julle in die description box los. Dis so wonderlik, mens kan letterlik in die aand in die bed lê en 'n paar hoofstukke luister, of in die kar ry en 'n paar hoofstukke luister. Dis so hartroerend. En dit is weer eens net bevestiging van God se almag en voorsiening en sy bemoeidheid in ons lewens. Ek voel altyd so humble as ek besef dat die almagtige God wat hemel en aarde geskep het, homself bemoei met ons mensekinders. So ek deel graag al hierdie links en stories en kanale met julle, en ek hoop dat dit vir julle dieselfde waarde sal hê as wat dit vir my vandag gehad het. Ek seën almal met 'n rustige nag. Mag die vrede van God, die Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees en die krag van Jesus Christus met almal van ons wees. Tot volgende keer.